Hy is my vertroueling, my bergskuiling, my beskutting, my bevryder, my skild. En by hom skuil ek, hy wat my volk aan my onderwerp. Gelukkig is die volk. Gelukkig is ek in U, wie se God die Here is. Kom ons sing saam staande, dan sing ons saam die volgende lied, lied 547, alle volke klap julle hande. Dankie. Noem sy naam in elke stad op aarde, sing en sing en sing dan. Volke, klap jou hande, jy tot hier van voor. Verhef nog stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en saamloop, en prys sy grote naam. Hy is koning Here, in die hemel en op aarde. Sing en saamloop, en prys sy grote naam. En op koning skenk ons sy genade. Hy is koning Here in die hemel en op aarde. Volke kniel en nasies juig vir al sy skepingshare. Sing en saamloop, en prys sy grote naam. Hy is koning Here in die hemel en op aarde. Sing en saamloop, en prys sy grote naam. Ons gaan in sy tempel en hy roep ons almal saam. Skare juig en horings blaas ons almal om sy naam. Sing en saamloop, en prys sy grote naam. Hy is koning Here in die hemel en op aarde. Sing en saamloop, en prys sy grote naam. Hemel koning skenk ons sy genade. En sing en saamloop, en prys sy grote naam, want hy is koning Here in die hemel en op aarde. Sing en saamloop, en prys sy grote naam, hemel koning skenk ons sy genade. Ja, ek hoop dit het iets 'n bietjie opgewarm. Jy kan maar sit, baie dankie. Ek het vanoggend vir Ben gesê, as dit nou nie so raserig was daar buite nie, dink ek moes ons nou vir ons daar 'n sonkol gesoek het. Ek dink dit sou beter gewees het, maar baie welkom vanoggend, koud of te nat, dis ons is bly is hier. Ek verneem daar is mense wat nog 'n bietjie in lê, maar dit is ook baie keer reg. Ek wil graag net kyk by die afkondigings. Ek het nou ook nie 'n boekie, maar alles is hier op so. Ek weet nie van gelukwense hierdie week nie. Het iemand dalk 'n gidsie vir my? Ben, kan ek gou joune leen? Ek het seker maak of daar nou iets bygesit is wat ons nie het nie. Nee, ons is nie verkeerd hier, is nie verjaardag hierdie week nie. Dan ook bid vir mekaar. Ek wil tog die een uitlig, Patrick Human, sy ma is hierdie week oorlede, ongelukkig. So ons dink ook aan Patrick en sy familie en sy gesin en die uitgebreide familie ook. En dan het hierdie ander name ook daar. Ek dink ook spesifiek vanoggend, daar is 2 wat ek wil bysit. Petrus Wester, wat nogal, ja, hy is in die hospitaal. Ek het gister nog gepraat, hy was gister nog intensief geweest. Hy het longontsteking opgedoen die afgelope week. En ons bid en vertrou dat dit hom ook beter sal gaan. Ten minste daarom gister al beter as Vrydagnag, maar ons bid ook en dink ook aan hulle. Ons gee dan vanoggend ook die omgeeblomme vir Petrus. Ons sal reël dit by Ronel uitkom. En dan ook op ons lysie, regtig, ons het groot skade gehad in die provinsie vroeg in die week.
Die dodetal wat ons sal weet in Umtata is minimum 86. En u sal weet dat soos 'n opruiming begin, mag dit meer raak. So ons dink ook in daardie gebied van ons provinsie en almal wat daardeur geraak is. Dan die volgende een is ja, die movie night. Dit is oor 2 weke. Dis die Vrydag aand. Dis vir kinders, so julle kan julle kombers, julle snacks bring. Ons sal so ietsie vir julle kry om te eet hier. As dit nou die groot mense was, ons gesê het, bring karsitplekke van ou forts en chefs, en jy sal nou weet, jy wat ouer as ek is, maar vir die kinders, net jou kombers, jou snacks. Volgende een is die vleisverkope. Daar is nog oor, asseblief, as jy enigstens iets soek, gesels met John. Is daar nog iets by jou op, Wouter? Ek dink dit is die lot, ja. Dominee Berenice is hierdie week nog met verlof, volgende week ook. So weer eens, as daar enige hulp is wat jy benodig van die kerk se kant af, is jy welkom om of die ouderling te skakel, en dan Dominee Strydom van Stadruim is ons konsulent, is welkom om op te kontak, sy naam verskyn in die gidsie wat hy gekry het. Ek dink dis dit. Daarmee wil ek graag vanoggend aan die kers aansteek, en ek wil dit vanoggend spesifiek doen vir almal wat geraak is deur die groot lewensverlies in ons provinsie, nie net in Umtata nie, maar in die res van die provinsie ook. Mag die lig van God se vertroosting vir hulle almal ook skyn. Ons kan net so sit, dan sing ons die volgende lied saam, lied 159, God is hier teenwoordig, jy kan net so bly sit, dankie. Kom ons raak stil. Here, U is heilig. U is die bron van alle lewe. En U is hier teenwoordig. En daarom kan ons vanoggend maar net vir U lof bring en vir U dankie sê, Here, dat ons altyd in U teenwoordigheid is.
Dankie Here dat spesifiek waar ons vanoggend as gemeente bymekaar is, ons kan weet U is hier met ons, U is binne ons, en U is hier om met ons te praat. Dankie Here dat ons maar telkens net na U toe kan kom, en telkens net kan weet dat U is 'n God wat luister, U is 'n God wat omgee. Daarom vra ons ook vanoggend Here vir die vertroosting vir die Human gesin met die afsterwe van Patrick se ma. Ons bid Here ook dat U moed sal gee vir Petrus en sy gesin, met Petrus wat in die hospitaal is. Here, ons bid ook vir U vertroosting vir al die families wat geraak is deur die vloede die afgelope week. Ons bid ook Here vir die owerhede wat nog opruiming moet doen en 'n klomp ander goed. Dankie Here dat ons kan weet dat selfs dit wat uit ons beheer is nie uit U beheer nie. Here, ons bid dan ook spesifiek vanoggend dat U met ons sal praat deur die woord en deur die Gees, dat U die woord vir ons sal oopmaak, dat ons sal verstaan. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek wil begin vanoggend, voor ek by die skriflesing kom, ek wil U vertel van oom Hannes. Nou so 40, bietjie meer as 40 jaar gelede daar in my dorp, nadat ek my hart vir die Here gegee het, was oom Hannes die een wat 'n baie groot rol gespeel het op my geloofspad. By hom het ek baie geloofswaarhede geleer, en hy het my goed geleer soos die belangrikheid van geestelike groei en hoe om dit toe te pas. Hy kon my dit leer, want hy het homself regtig toegewy aan die Here, en hy kon praat uit ervaring, uit sy eie ervaring. Maar daar is egter iets anders omtrent oom Hannes wat ek vanoggend met u wil deel. Nou op daardie stadium van my lewe, anders as vandag, het ek nog gereeld deelgeneem aan padwedlope en enige afstand, maar op 'n stadium meer spesifiek halfmaratonne. Ek was en ek het oom Hannes toe nie meer so gereeld gesien nie. En tog begin ek oom Hannes toe raakloop by halfmaratonne waaraan ek deelgeneem het. En hy was nie daar net as 'n toeskouer nie, hy het self deelgeneem. En ek was so iets wat verbaas, want oom Hannes, hy was toe soos in middel 40's, en ek het hom nou nie juist geken as iemand wat fisies baie aktief was nie. En toe kom vrou, hoe dit dan nog gebeur het, dat hy in die hardloop kom en nog 'n halfmaratonne, toe vertel hy my die volgende. Hy het besluit om meer aktief te wees, vir sy eie gesondheid, maar ook net vir die genot daarvan. In die begin was dit nou maar moeilik, na al die jare van onaktief wees. Maar daar in daai klein dorpie waar ek groot geword het, was daar 'n grondpad uit na 'n area waar daar baie plase was. En daardie grondpad was my en ander se oefenroete gewees. Nou onlangs hierdie pad was daar kragpale wat ongeveer ewe ver uit mekaar uitgeplant was. So oom Hannes sê nou daar in die begin, toe hy nou begin draf, kon hy dit daarom maak tot by die eerste kragpaal. En dan moes hy nou maar stap tot die tweede, die derde, die vierde kragpaal, net om sy asem terug te kry, om dan draf na die volgende kragpaal, en so het dit nou aangegaan. En geleidelik kon hy daarom nou draf tot by die tweede kragpaal, voor hy weer moes begin stap. En hy het homself tot die mikpunt gestel om elke week na 1 meer kragpaal te draf as die vorige week. En soos hy al fikser geword het, kon hy meer kragpaal haal, totdat hy nou later halfmaraton kon doen. Ek lees die afgelope week iets soortgelyk van iemand wat in 2021 genooi is om 'n parkrun te doen. En hy sê, alhoewel dit aan die begin ook maar moeilik gegaan het, dit het hom omtrent 'n uur geneem om die 5 km te hardloop, het hy homself ook die doelwit gestel om elke week sy tyd te verbeter. Partykeer het hy dit reg gekry, ander kere nie. Maar hy het voort te gaan hiermee, en het later ander wedlope begin doen, en verlede naweek het hy sy eerste kamerrit gedoen. Hier in ons eie gemeente, ons eie kamerits atleet Petrus, wat nou ongelukkig nie vandag kan wees nie. Petrus sal vir u vertel hoe hy ook 'n paar jaar gelede begin parkruns doen het. En op 'n dag toe nooi 'n vriend hom om aan 'n 10 km wedloop deel te neem.
Petrus het dit gedoen, en hy sê toe vir sy vriend, maar jy weet, ek sal graag 'n marathon wil probeer. Ek wil net voel hoe dit is. As ek nie daarvan hou nie, is dit reg, maar ek wil graag die ervaring hê. Hy het die marathon gedoen en so het sy deelname gegroei, totdat hy verlede naweek sy 4de Comrades kon doen. Waarom vertel ek hierdie verhaal van oom Hannes, wat vir my so baie beteken het in my geestelike lewe? Jy is ook met hierdie verhaal van hoe jy begin hardloop het. En die verhaal van Petrus en vir ander wat op klein skaal begin het, met kort wedlope en later 'n marathon, 'n ultramarathon kom hardloop. Kom ons lees eers die teksgedeelte en dan kom ek terug hierna. Excuse me, hierin also. Okay. Also. Dankie, Wouter. So kom ons lees hierdie teksgedeelte, ons vind dit in Kolossense. Ek gaan maar sommer daarvan af lees, Wouter, Kolossense 1 vers 9 tot 12. Nou, hierdie gedeelte van vers 9 wat daar volg, wat voor dit gebeur is dat Paulus sê vir die gemeente in Kolosse, hy dank God elke keer as hy van hulle hoor, want hy het gehoor van hulle geloof in Christus en die liefde wat hulle vir die heiliges het. En julle het al hiervan gehoor toe die woord van die waarheid, die evangelie julle bereik het. So hy het 'n klomp goeie goed gehoor uit hierdie gemeente. En dan vervolg hy van vers 9 en hy sê, daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en om in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God, en deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Ek wil vanoggend met u gesels oor geestelike groei, met die klem op groei. Waaroor gaan geestelike groei? Waar begin ek? Hoe doen ek dit? Baie belangrik, hoe weet ek of ek geestelik groei? Stel ek vir myself geestelike doelwitte? Sukkel ek nog om die eerste paal te haal en dan moet ek eers 'n bietjie stil staan? En as ek terugkyk op my geestelike groei, het ek daarom al die tweede of die derde paal gehaal. En ek wil die gesels oor geestelike groei doen aan die hand van die verhale van die atlete wat ek vir u vertel het. Want dit is belangrik dat geestelike groei, daar is niks vreemde aan nie. Dit is nie 'n vreemde of 'n verhewe konsep nie. Geestelike groei is soos groei in ander aspekte van ons lewe. Vir sommige van u gaan dit dalk bekende nuus wees. Vir sommige van u gaan dit dalk nuwe of nuwerige nuus wees. Vir sommige dalk bekende nuus wat tog die moeite werd is om weer te hoor. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vertel vir ons presies wat is geestelike groei. Om dit op te som, dis om vervul te word met die volle kennis van God se wil. Hoe? Deur die wysheid en die insig wat die Heilige Gees gee. Dis om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en hom in alles tevrede stel. Dis om vrug te dra deur elke goeie werk. Hier hoor reeds Galasiërs oor die vrugte van die Gees. Om te groei in die kennis van God, om te volhard met geduld, om God te dank omdat hy ons geskik gemaak het om te deel in sy saligheid. Dit is hierdie kort opsomming wat ons kry in die boek van Kolossense, en daar is uiteraard baie ander skrifverwysings wat ook hieroor sal praat. Hebreërs 6 vers 1 stel die doelwit van geestelike groei ook mooi. Dit sê om verder te gaan as die eerste beginsels van die boodskap aangaande Christus. Om verder te gaan as dit en voort te gaan na volwassenheid. My vraag vanoggend is, hoe vorder ek op hierdie pad van geestelike groei? Of voel dit soms vir my dis 'n geval van 3 tree vorentoe en 2 terug?
En ek wil in besonder vier aspekte aanraak. Nou ons kan ontsettend lank praat hieroor. Dit is 'n goeie onderwerp om lank oor te gesels. Maar met die kort tyd tot ons beskikking wil ek vier aspekte aanraak en net graag iets daaromtrent sê. Die eerste een is, dit voel soms of ek nie vorder nie. Wat doen ek nou? Die tweede een is, hoe kan ek meer vorder op die pad van geestelike groei? Die derde aspek is, wat is geestelike groei nie? En die laaste een is verkeerde verwagtinge. So kom ons begin by die eerste een. So ek val vas. Iewers in hierdie wedloop het ek beseer geraak tussen twee pale. Omdraai kan ek seker nie. Maar ek het ook nie die energie om werklik aan te hou nie. Hoe nou? En in so 'n geval kan 'n mens nogal oor 'n paar dinge wonder. Miskien wonder ek of ek nie dalk iewers verdwaal het nie. Die pale wat ek gedink het ek volg, gaan dalk in 'n ander rigting. Of ek raak bewus van sonde wat my telke male laat swik. Of ek laat toe dat my onsekerheid oor my geloof oorneem. Of ek beleef persoonlike omstandighede wat my kop onder die water druk. Elkeen wat al so 'n vasval beleef het, het sekerlik sy of haar manier om uit te kom. Persoonlik is ek van mening dat 'n mens nodig het om net daar te stop en terug te gaan na die basiese. Wat is die eerste tree wat ek gegee het op hierdie pad? Waar het ek begin? Ek glo die mees basiese beginpunt is stil wees saam met die Here. Stil wees saam met die Here, gebed. Net daardie oomblikke wat ek stil word en vir die Here kan sê, hier is ek. U het dalk ook al ervaar dat daar kere is wat gebed maklik kom. Waar daar sommer 'n stortvloed woorde is. Dankie sê, voorbeding doen vir ander, skuld bely. Maar ja, daar is ook daardie kere wat ek stil raak vir die Here, maar regtig niks het om te sê nie. Waar my kop maal met 'n klomp gedagtes, of ek is vol van emosie, en ek weet nie wat om te sê nie, behalwe om net om vir die Here te vra, om te help. Jy weet nie, dit is ook maar reg so. Dit is soms juist daardie tye van nie weet wat om te sê nie, wat ons die Here se stem hoor. Want my eie stem is nie daar om syne uit te doof nie. Die belangrike punt egter is dat ek sal stil word voor die Here. En waar ek dalk nie weet wat om te sê nie, so lees ons in Romeine 8 vers 26, daar tree die Heilige Gees vir my in. Want ek is immers nie alleen op hierdie geloofspad nie. Die Here is my huisgenoot. Is my reisgenoot. So hoe kan my geloofsgroei toeneem? Hoe kan ek vinniger en tussen meer pale draf as wat ek stap? Ons het verlede jaar tydens die Pinksterreeks baie gesels oor geloofsgewoontes. Ons het verwys na stilte tyd, na gebed, Bybelstudie, en daar is nog vele ander wat ons nie kon inpas in daardie week nie. Maar die een belangrike beginsel waarna verwys is, en wat betrekking het op alle geloofsgewoontes, dit is iets wat ons kan en wat ons moet inoefen. Die uitgangspunt is, dat as ons nie doelbewus die geloofsgewoontes gaan inoefen nie, gaan dit of verwaarloos word, of totaal agterweë bly. En dan baie belangrik, as ons dit wil inoefen, moet ons beplan daarvoor. Enige atleet wat aan die Comrades deelneem, sal vir u vertel dat hy of sy een of ander oefenprogram het. Dis nie maar vir een oggend opstaan en sê, volgende naweek gaan ek die Comrades hardloop nie. Daar is kwalifiserende wedlope wat gedoen moet word. Daar is oefeninge vir stamina. Daar is oefeninge vir heuwels. Daar is selfs rustigere oefeninge net om die spiere te laat rus, maar nog steeds aktief te hou. En hierdie oefenprogram moet in stand gehou word, ongeag verpligtinge by die werk of by die huis. En dit verg fyn beplanning. Ek kan my nogal voorstel
dat veral in gesinne waar die kinders nog in die huis is en ma en pa werk, dat die skedule tussen verpligtinge by die werk en by die huis, dat dit nogal veel eisend kan wees. En dit is waar ons moet besef, dat geestelike groei nie maar 'n toevallige proses is nie. Dis nie iets wat maar lukraak kan plaasvind, soos wanneer ek tyd kry, of die geleentheid nie. My geloofsgewoontes, wat insluit aktiwiteite soos gebed, Bybelstudie, kerkbesoek, is iets waarvoor ek moet beplan. In een huis sal stilte tyd vroegoggend dalk werk, en na 'n ander huis dalk laat aand as almal reeds in die bed is. Maar dit is belangrik dat ek my program moet inrig soos 'n atleet om aan my geloofsgroei sy regmatige plek te gee. Net so 'n kantopmerking oor 'n ander geloofsgewoonte, en wat ons ook moet inoefen. Geloofsgewoonte kan nie net na binne gerig wees nie. Dit moet ook na buite gerig wees. En een gewoonte waarna ek volgende week ook kortliks gaan verwys is, ek en u het 'n verantwoordelikheid om ander medekinders van die Here by te staan in hulle geloofsgroei. Hebreërs 11 verwys na die sogenaamde geloofshelde uit die Ou Testament. Dan gaan Hebreërs 12 verder en verwys na hulle as geloofsgetuies wat rondom ons is, uit wie se geloofservaring ons kan tap terwyl ons eie wedloop hardloop. Ek en u moet besef dat ons as kinders van die Here ook geloofsgetuies moet wees vir mekaar. Soos Paulus vir Timoteus, soos in oom Hannes vir my, moet ons ook mekaar bystaan, mekaar bemoedig, selfs teregwys op ons pad van geestelike groei. Om te kan sê soos Paulus in 2 Timoteus 1 vers 3, dat hy dankbaar is teenoor God wanneer hy onophoudelik in sy gebede aan Timoteus dink, dit sal reeds 'n goeie begin wees in ons geloofsondersteuning vir mekaar, om vir mekaar te bid. Nou in die derde plek, terwyl dit goed is dat ons groei wil sien in ons geestelike lewe, dat ons doelwitte wil stel vir ons geloofsgewoontes, moet ons ook besef wat geloofsgroei en die aktiwiteite wat daarmee saamgaan, wat dit nie is nie. My geestelike groei en my geloofsaktiwiteite, my geloofsgewoontes, dit is nie maar net om boksies te tik nie. Om as ware 'n lysie by te hou en af te merk met watter aktiwiteit ek nou klaar is nie. Want as ek so ingesteldheid het, is dit moontlik dat ek kan deelneem aan 'n tipe vorm godsdiens. En die gevaar is groot dat dit ook my aandag van die einddoel sal aftrek. Ek raak so besig net met hierdie aktiwiteit wat ek wil afhandel, dat ek vergeet wat die doel van die aktiwiteit is. En as ek my oë van die einddoel afhaal, is dit ook maklik dat ek gouer kan moeg raak op die geloofspad. 'n Marathonatleet doen geen oefening net ter wille van oefen nie. Nee, hy doen 'n oefening omdat dit hom voorberei om die eindpunt te behaal van die wedloop waarin hy gaan deelneem. Net so verwys Paulus hierna in Hebreërs 13, wanneer hy sê, dat wanneer ons aan hierdie geestelike wedloop deelneem, ons oë gerig moet hou op Jesus, wat vyandigheid van sondaars verduur het, sodat ons nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Ons fokus moet bly op die einddoel, die wenstreep. Dan in die laaste plek, die laaste aspek wat ek wil aanraak, ons moet uiteraard ook versigtig wees vir verkeerde of onrealistiese verwagtinge in ons geestelike lewe. Dit is moontlik dat ons in ons gretigheid, ons oorhaastigheid, baie keer, so graag, so vinnig wil vorder op ons geloofspad, dat ons dalk onsself ooreis. Of teleurgesteld is wanneer ons die indruk kry, dat ons nie so ver gevorder het, soos ons gedink het, ons doen nie. 'n paar beelde kom hier op. Ons moet besef dat die geloofsreis is 'n marathon. Dit is nie 100 meter resies nie. Dit neem tyd. En net soos niemand vandag gebore word en môre volwassene is nie,
Plant ons tog nie vandag 'n boom en verwag dit gaan môre al volgroeid wees nie. Geloofsgroei is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis 'n proses. Daarom sê Petrus aan sy lesers in hoofstuk 3 van sy tweede brief, sorg dat julle aanhou groei. Nie net groei en stop nie, maar aanhou groei. Groei in my geloof is dus 'n aanhoudende proses, totdat ek die eindstreep behaal het waarvan ons lees in Hebreërs 13. Ek sluit af. Ons het vanoggend verwys na atlete wat op klein skaal begin het met hulle sport en deur aanhoudend te oefen op groter skaal kon deelneem. En met die beeld van die atlete in ons agterkop het ons verwys na die pad van geestelike groei waarop ons elkeen is. Ons het verwys na die gewaarwording dat ons soms geestelik moeg of beseer raak. Sommige net daar langs die pad gaan sit en hoe belangrik dit is dat ons dan na die basiese moet terugkeer. Ons het ook gesê dat geestelike groei nie maar 'n toevallige aktiwiteit is nie. Dat dit beplan en geoefen moet word. En daarmee saam dat ons nie geloofsgewoontes moet oefen sommer maar net, sonder om die einddoel in gedagte te hou nie. Laastens het ons verwys na die frustrasie wat ons soms beleef as ons of te gretig of te haastig is met ons geestelike groei, terwyl dit 'n proses is, waarmee die Here ons voortdurend toerus. En ek wil u laat met 'n woord van aanmoediging. Soos met enige wedloop het ons soms goeie tye waar daar geen wind van voor is nie. Ander kere moet ons hardloop tydens stormweer. Daar is kere waar dit geestelik goed gaan, waar dit voel of ons op die wolke hardloop. Soms gebeur daar dinge wat ons geestelik skaad, waar dit voel of ons maar net voortstrompel deur 'n klomp modder. Vir daardie kere wat ons net in mekaar wil gaan sit, wil moed opgee, wens ons kon sommer net terugdraai. Kom ons lees wat sê Paulus in Filippense 3 verse 12 en 14, met verwysing na sy eie geestelike reis. Hy sê in vers 12, nie dat ek dit al verkry het, of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna, om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Vers 14, ek beer voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Vriende, Christus Jesus het vir my en vir u reeds sy eie gemaak. Kom ons sou aan met voortbeer na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping te bekom. Amen. Here, baie dankie dat ons weet dat ongeag hoe ons soms op hierdie geloofsreis van ons struikel, seer kry, moedeloos raak, sommer net in 'n hoopie gaan sit en net wil huil. Dankie Here dat ons nie alleen op hierdie reis is nie. Dankie Here dat U altyd daar is en dat ons op U kan vertrou om ons weer op ons voete te help, sodat ons kan aangaan om die wenstreep te bereik. Here, terwyl ons regtig uitsnou na om eendag saam met U te wees in U koninkryk, help ons Here om ook hierdie reis waarmee ons nou besig is, om dit met volharding te hardloop. Amen. Ons gaan nou